wou die ring vir jou gegee die naweek. Dit is fantasties. Dit is alles bederf. Maar dit is nie Harkus. Dit is nie. Kan ek hom maar aansit? Natuurlijk. Dit is fantasties. Ek gaan eendag vir ons kinders vertel as het verloof geraak in 'n volstasie. Wat 'n duiwel maak jy hier? Vir jou kom kuier wat anders. Ek dink nie ons verstaan mekaar baie mooi nie. Ek is in die moeilikheid as gevolg van jou geliegery in die hof. Ek het nie die minste behoefte aan jou geselskap nie. So as jy nie omgee nie, sluk jou whisky en gee pad. Ek is jammer oor wat ek gedoen het, Daan. Gaan sê dit vir die polisie. Ek kan nie, hulle sal my aankla van myn eet. Annette, ek het nou genoeg gehad van jou stories. Loop jy uit, of ek smyt jou uit. Jy is te veel van 'n gentleman. Bydien moet jy my eers vang. Moenie kinderagtig wees nie. Loop nou! Ek is lief vir jou, Daan. Sies tog, my hart bloei vir jou. Is die waarheid. Dan is dit maar net taffies, want ek voel vere vir jou. Jy kan met my maak net wat jy wil. Waar gaan jy nou heen? Ek bel jou pa. Nee, Daan, wil jy asseblief, ek weet nie, ek is nie, jy dink ek is nog in die kliniek. Daan, asseblief. Meneer Colijn, dan later gaan hier. Jammer om te pla. Jou dogter is hier by my. Nee, ek weet nie. Ek sal bly wees as jy haar kan kom haal. Sy is half dronk en sy maak 'n oorlas van haarself. Nee, ek weet nie hoe sy hier gekom het nie. Goed, totsiens. Ek het na jou toe gekom vir hulp, Daan. Ek het jou hulp nodig. Ek is lief vir jou. Kan ek help? Is meneer Skoonwinkel besig? Ja, hy is daar, hy kan maar ingaan. Oké. Dan, dis 'n verrassing. Kom sit, ek kry vir ons tee. Nee, dankie, ek wil niks drink nie. Jy het omgekrap. Wat is die probleem? Dis net die Annette Colijn het op my opgedaag, toe gee ek pad. Dis nie hoekom ek hier is nie. Ek het my pa gekry. Wat sê jy daar dan? Waar? Hy was Annette Colijn se advokaat in die hof. Ek weet lankal wie hy is. En wat sê hy? Nee, ek het nie met hom oor gepraat nie. Ek het in die koerant gesien 'n visser is die advokaat, maar ek het dit nooit bymekaar gebring. As jy doodseker is hy. Dis 'n klein wêreld. Wat gaan jy doen dan?
Hy weet nie. Miskien niks. Hoe lyk sy familie vir jou? Sy oudste dogter is nie sy eie kind nie. Hy het met haar ma getrou. En die seun het ek nie gesien nie. Die jongste dogter is nog op skool. Ek sien wat jou probleem is. Jy het nie erg aan hom nie, maar die kinders. Hulle is jou halfbroer en halfsuster. Ja. En weet die kinders van jou bestaan? Ek bedoel dat hy 'n seun gehad het by sy eerste vrou. Ek weet nie. Sy ma bly ook daar, die ouma. My ouma. Dan. Ek dink hierdie mense is baie belangriker vir jou as wat jy wil erken. Dis al familie wat ek het. En was hy vyandig gesind teenoor jou? Jammer is te verstaan. Hy dink ek is sy saak vir hom verloor. Hy is nou net sy kant. Ai dan. Wil jy ek moet met hom gaan praat? Nee. En wat dan? Ek weet nie. Ek het self om sy raad kom vra. Dan. Ek dink jy moet baie eerlik met jouself wees. Gaan jy ooit hierdie mense uit jou lewe uitkry? Ek bedoel, kan jy jou situasie indink waar jy heeltemal sonder hulle gaan leef? Nee, Dan dink ek jy moet met hulle gaan praat. ek kan nie nou met Visser praat nie. En die ouma? Wat van die ouma? Dit is net. Ek is nog so in die moeilikheid met die hofsaak en so. Ek wil nie nou met hulle praat nie. Self lyk asof ek wil hê hulle met my help. En ek het nie hulle hulp nodig nie. Ja, ek dink jy's reg. Ek dink jy sal kwaad om die kat eers uit die boom uit te kyk nie. Jy weet nou waar hulle is en jy kan wag. Maar ek dink die dag as jy reg is, gaan praat met die ouma. Hallo, ouma. Hallo? Jy waag baie om na by die huis te kom? Ag, is maar se dag vir die gym en die hele ou spul is weg. So jy het my kom soek. Dink ou maar is reg om iemand te dwing om iets te doen wat hy nie wil doen nie. Jong, jou probleme met jou pa moet jy maar self oplos. Ek kan dit nie vir jou doen nie. Wel, is nog 'n jaar voordat ek 21 is. OK, ek kan my nou dwing om te doen wat hy sê. Maar Maar daarna gaan jy maak wat jy wil. Wat wil jy dan miskien maak? wel ek weet minstens wat ek nie wil doen nie. Ek wil nie by universiteit sit en krepeer nie. As ek nie geld gehad het ek vir minstens 'n jaar oor see gegaan. Toe ek jou ouderdom was, toe het ek vir 'n jaar oor see gegaan. Ouma sien. Ja, maar daar's 'n verskil. Ek het nie geld gehad nie. Ek het my passaat oorgewerk. En in Europa het ek gewerk om aan die lewe te bly. Ja, maar dinge het verander. Wat se dinge het verander? Dion, ek weet hoekom jy vanmôre hier is. Jy het kom geld leen. Wel, die antwoord is nee. As jy geld nodig het, Boetie, gaan werk daarvoor. Ja, en toe ek wou gaan werk het op Sekunda, toe wat gebeur toe? Toe dreig pa, hy vat my kar weg. Hy moes in die eerste plek nie vir jou daai kar gekoop het nie. So nou is jy ook teen my. Kind, luister nou na my. My man is dood toe ek 33. Voor ek 40 was ek 'n miljonair, toe het ek 25 winkels in die Kaap. Ek het nooit in my lewe vir 'n mens geld gevra nie. Ek het gewerk vir wat ek het. Ag, vader, ek het daai storieetjie ook al 1000 keer gehoor. Ja, en plek jy geluister het. Maar dat ek vir jou iets vertel. Ek gaan nie my geld uitdeel om verkwis te word nie. Wel, jy gaan nie vir ewig lewe nie. Nee. Maar as jy nog nooit 'n vrou gesien het wat uit haar graf regeer nie, wag tot jy hoor hoe my testament lees. Ag, jy dreig is met daai testament al van dat ek kan onthou. Hou jou geld man, ek het dit nie nodig nie. Dankie. Dis presies wat ek doen.
Wel, ek skat, ek waai nou weer. Dion, het jy jou ma se juwele gesteel? Wat? Jy het goed genoeg gehoor wat ek vra. Wel, tel jy jou woorde. Ek tel hulle, een vir een. En ek vra weer, het jy jou ma se juwele gesteel? Hoekom bewys jy dit nie? Huh? Hallo maar, ja, so wat. Kom maar, Stef wil jou sien. Luister, ek sê mos ek is haastig. Dion, moenie vir my vererg. Draai om jou kar en kom huis toe voordat ek dinge doen waaroor jy ewig spyt sal wees. Ek skar is oor die juwele. Ek skat dit is. Waar is hulle? Maar onthou maar daarvan praat, dis die eerste woord wat ek daarvan hoor. Kyk Dion, jy het al baie geld in hierdie huis weggeraak en ek het jou al 'n hele paar keer daarop uitgevang. En ek sê nou vir jou, as daai juwele nie voor vanaand terug is in my kussie nie, dan bel ek die polisie. En as hulle begin ondersoek instel en hulle kry jou vingerafdrukke daarop, dan sê ek jammer. Dan moet hulle maar net doen wat hulle moet doen. My eie ma verdink my van diefstal. Wel, bel die polisie as dit jou groot vreugde gee. Ek waai nou. Wag 'n bietjie. Dion, ek het nog nie vir jou pa hiervan gesê nie. Maar jy ken hom. Hy sal nie rus voordat hy hierdie hele ding oopgekrap het nie. So moenie my dwing om met hom nou oor te praat. Wel, ek sê jou, ek het niks gevat nie. Nog 'n ding. Ek was by jou woonstel. Dis 'n skande soos wat dit daar lyk. 'n Vark het beter higiëne. Sês maar vir jou meisie. Of meisies. Hulle met hulle onderklere in hulle eie badkamers gaan loop. Luister, jy het absoluut niks met my lewe uit te waai nie. Ons sal sien, Boetie. Ons sal sien. En loop nou. Maar onthou wat ek vir jou gesê het. Vanaand bel ek die polisie. Bel sommer nou. You're watching Carl. Sit, Juffie, sit. Wel, ek weet nie of dit goeie of slegte nuus is nie, juffrou. Die uitslag is positief. Regtig? Sonder enige twyfel. Jy is omtrent 6 weke. Jy is nie getroud nie. Verloof. Sal jy met jou trou? Ek reken so. Jy is gelukkig. Ek het al tragiese gevalle hier gehad. Nou ja, van nou af wil ek jou gereeld sien, juffie. Ek sal jou later aan 'n ginekoloog toe stuur. Intussen gee ek vir jou 'n preskripsie in geval jy begin haar word. Fantastische nuus. Wat is dit? Kry jou bak. Nee, maar ek kan jou nie vertel nie. Kom.
Maak oop. Alles vir die beste nie so uit. Ek verwag. As jy nie meer ligsinnig wees nie. Nee, ek is nie ligsinnig nie, ek is net bly. Dit is 'n ramp en jy lag daaroor. 'n Ramp. Alles is jy ernstig. Natuurlik is ek ernstig. Wat gaan ons nou doen? Maar ons gaan trou, wat anders? Ag, Hardes is nie so erg nie. Nie so erg nie, dis die ergste ding wat kon gebeur, man. Maar ons kan trou. Ons kan nie trou nie, vergeet daarvan. En hierdie ring. Wat van hierdie ring? Gee my net 'n kans om te dink asseblief, gee my net 'n kans. Kan jy toegelaat het dat so iets kon gebeur? Gaan jy met my trou of nie? Ons kan nie trou nie, dis buite die kwessie. Hulle sal my die teologiese skool uitskop. Ja. Dit kyk al so om hierdie tafel, 'n mens kan jouself skaars hoor dink. Geef my die sout aan. Kan jy nie sê asseblief nie? Nee, ek kan nie. Ek is bang die kommunikasie tussen ons twee word ondraaglik uitgerek. Met wie die duiwel dink jy praat jy? Ek praat met pa. Nie dat ek dit seker moet waag nie, want pa praat nou al dae nie meer met my nie. So ek moet seker maar my mond hou en my kos onder sout eet. Jeannie, nou nie 'n ding soek wat kon gebly het nie. 'n Ding soek. Daar's klaar 'n ding tussen my en pa. Maar sien mos. As ek jy is, laat ek nie weer aanhaal nie. Kyk hier so dogtertjie, laat ek net vir jou sê, as jy dink jy kan in hierdie huis maak soos jy wil, dan maak jy 'n groot fout. Hier is ek die hoof, nie jy nie. Wel, dankie dat pa my gesê het. Ek het dit tot nou toe nog nie juis eintlik agtergekom nie. Gaan na jou kamer toe. Ek is nie 'n kind wat... Gaan na jou kamer toe, het ek gesê. Ek hoop jy's nou baie trots op jouself. Hou maar uit hierdie ding uit, asseblief. Of wat? Of jy stuur my ook kamer toe. Ag, maar los dit nou. Nee. Die kos is skielik bitter in my mond. Elaine, vergeef asseblief vir my. Ek gaan op my toe. Ek is nou so ontstig. Ek kon dit ook nie hou daaronder nie. Jenny, my kind. Wat my keer. Jy en jou pa so dwars die laaste tyd. Sy nog altyd oor jou en Hardes. Ek is siek en sat vir hierdie plek. Ja, het gaat maar op die oomblik op hier af. Ek het besluit. Ek gaan baie uit hierdie huis uit. Jy weet, jy's nes ek. Net so eiewys, net so harde kop. Moet jy nie maar liewer afkoel eers 'n bietjie nie? Toe ouma 40 was ouma 'n miljonair oor ouma nooit afgekoel het nie. Ja, maar my lewe was nie altyd vol nie. Ek het dinge gedoen omdat ek eensaam was. Daar baie leemtes in my lewe was. Daar's leemtes in my lewe ook. Waar is jou ring? En Hardes se hemsak. Is jy uit? Ja, Ag my kind. Moenie bekommerd wees nie, dit sal weer regkom. nie hierdie keer nie. En nou? As 'n mens 'n ding besluit, dan moet jy dit doen. Dadelik. Maar my kind, Ouma moenie vir my preek nie. Ouma sou presies dieselfde gedoen het in so 'n situasie. maar hoekom bel jy nie vir Hardes nie? Praat met hom. Ek wag al van 4 uur af vir daardie foon om te lui. En al wat ek hoor is 'n oorverdowende stilte.
Hallo op. Kyk, ouma se Karlien asseblief. Ek sal dit môre weer terugbring. Waarheen gaan jy? Na hotel toe. Ek sal môre weer 'n beter plan maak. Hoekom wag jy nie liewer tot môre nie? Kan ek ouma se Karlien of nie? Natuurlik. Die sleutels lê op my speelkas. Het jy geld nodig? Nee, dankie ouma, ek het genoeg. Nou goed. Maar jy beloof vir my net een ding. Môreoggend bel jy vir my en jy sê vir my waar jy is. Dis nie kwaad vir my nie, dus ek kan jou seker help om 'n ordentlike plan te maak. As jy dan nie meer hier gaan bly nie, kom ons skryf vir jou 'n skaflike blyplek. Dis 'n ster. You're watching Cul-de-sac. Hallo, Bonnie Visser wat praat? Hallo Bonnie, Harders hierso. Roep Virginie asseblief. Oor sy het gewys, het haar goed gevat en gewaai. Het sy iets gesê? Het iets gebeur? Ja, wil sy my pa te hengse fight gehad en toe sy goed gaan pak. Het hulle oor my beklei? Nee, ek weet nie waaroor hulle beklei het nie. Hulle het mekaar skielik net ingevlieg en toe sien jy skerwe spat. Ek weet regtig nie waaroor dit was nie. As sy terugkom, ons jy haar weer sien. Ag sê asseblief vir haar ek het gebel. Sê sy moet terugbel, sal jy? Okay. Jy sal nie vergeet nie, sal jy? Nee man, ek's nie 'n moegoe nie. Goed, bye. Bonnie, wie was dit? Ouma, dit was daai nerd van ou Harders. Wat maak jy die tyd van die aand in 'n kroeg? Wat maak jy die tyd van die aand in 'n kroeg? Wat drink jy? Sherry droog. Luister, ek sien dis vir 1000 vrae vanaand, nee, okay? Ek het die krag van 'n mens se probleme net oorgenoem vir my eie. Kom ons gesels oor Piet vir Mozart te Bach. Is jy vir hulle of teen hulle? Teen. Definitief. Jy moet dink aan kerk. Maar ek vind kom ons op my doen en ek gaan vreeslik vervelig. Bach, nou ja, die assosiasie Bach doodgemaak. Ek het amper die res van my lewe met Bach deurgebring. Net vrygespring. Ja, die keus gesneeuwel. Wat verkeer? Ekskuus tog. Daar ken jy nou die hele morbiede geskiedenis. Dit is jammer. Dis nie regtig nie, maar dankie in elk geval. Ek gaan nou slaap. Die laaste ding wat ek vanaand wil doen is aan die drink gaan. Ek slaap vanaand hier. Is daar iets waarmee ek kan help? Ek kan sien dinge lyk nie pluis met jou nie. Nee, dis niks. Luister eens, Jean. Ek bedoel dit eerlik. As jy hulp nodig het, bel my. Ek sal nie dink jy probeer my vang nie. Okay. Daar's iets wat ek jou wil vertel. Iets wat jou en my en julle gesin raak. Ons hele gesin. Maar dis iets vir later. Lekker slaap. Jeannie, wag. Ek moet jou praat. Wat maak jy? Dis Harders. Hy soek jou al die hele week en jy bel hom nie terug nie. So? Ek weet van jou.
Hy het my vertel. Vir wie het hy nog vertel? Maar ek sal ons niemand vertel nie. Ek is op pad pub toe, Christa. Ek is nie lus om na Harde se hartseer te luister nie. Jenny, wag vir my. Gaan jy die kind hê of wat? Ja, Maar wat van jou toekoms en wat van jou studies? dis nie eintlik jou besigheid meester. Man, ek probeer net help, dis al. Harde sal met jou trou, hy is maar net 'n bietjie te mekaar. Ek wou my hele lewe lank met 'n man getrou het. Ongelukkig val hy nie in daardie kategorie nie. Okay, as jy nie met hom wil trou nie, vra hom dan. Maar jy kan nie die lewe ingaan met 'n kind nie. Ek het gesê ek gaan die kind hê. Ek het nie gesê ek gaan hom hou nie. Ek gaan hom net aanneem. Laat aanneem. Christa, daar kleef al klaar vir my 'n stigma aan die kind oor dit Harde se is. Ek wil hom nie hê nie. Daar's 'n maklike uitweg. 'n Baie makliker manier. En niemand hoef eers daarvan te weet nie. Ek ken 'n dokter wat die soort van ding doen. Een operasietjie en alles is oor.